In Matteus 5-7 kom vertel Jesus juis hoe anders is die manier van doen in die koninkryk van God. Die taal wat mense in die koninkryk van God praat is anders as in die wêreld. Die taal van die liefde. Die manier van bid is anders as wat die mense in die wêreld doen. Die manier van ander help is anders. Alles is anders. As ek kyk hoe ek vandag glo en hoe ek geglo het net nadat ek tot bekering gekom het, dan kom ek agter dat die Gees 'n ontsettende groot klomp kopskuive teweeggebring het in my menswees. Wanneer Paulus dan sê ons gedagtes moet nuut word, dan verwys hy juis na hierdie kopskuive wat moet kom. Maar hierdie kopskuive gebeur nie sommer maar net nie. Tony Buzan verduidelik dit in een van sy boeke as volg. Hy sê enige negatiewe gedrag of negatiewe denkpatrone ontstaan as volg. Veronderstel nou ek laai jou daar in die Amazone kom af en ek gee nou vir jou so 'n stuk bos van 'n kilometer in deursnee. Dan sê ek vir jou, maak vir ons 'n pad hier deur hierdie bos. Ek gee vir jou 'n bandsaag, ek gee vir jou machete en al die nodige dinge om 'n pad van so 10 meter deur daardie kilometer bos te kap. Aanvanklik vat dit jou baie lank, want jy moet dik bome afsaag, jy moet die dunner bome afsaag, jy moet al die ander dinge afkap. En dan na so 'n paar maande kom jy aan die ander kant van die bos uit, met so 'n mooi pad agter jou wat oopgekap is. Dan vat dit jou terug weer na waar jy begin het. Intussen het daar 'n hele klomp van die goed wat jy afgekap het weer begin groei, maar hulle is nou baie dunner en dit is nou baie makliker om hulle weer af te kap. Waar dit jou voorheen 3 maande geneem het, vat dit jou nou net 'n maand om deur hierdie pad te kom. Later sien mense daar's 'n pad en hulle begin hom stap, en soos wat hulle stap, trap hulle alles plat. Dieselfde gebeur met die aanleer van gedrag, as ook al die prentjies in ons koppe. Wanneer Paulus dan praat van ons gedagtes wat moet nuut word, dan beteken dit dat ek en jy 'n nuwe pad moet begin kap. Daardie pad wat ek en jy moet ontdek onder leiding van die Heilige Gees. Hoe meer ek my krag, tyd en energie spandeer daaraan om hierdie nuwe pad te kap, hoe meer fokus ek weg van die ou pad en hoe minder is die geneigtheid om terug te val na daardie oopgekapte pad. Juist daarom sê Jesus in Matteus 6 vers 33, nee, beywer julle allereers, voor alles, voor enigiets anders, die heel belangrikste is, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. In die ou vertaling het daar gestaan, dan sal hy vir julle alles byvoeg. So wanneer jy vandag enige negatiewe emosie ervaar, of wanneer jy dinge dink wat jy nie moet dink nie, vra jouself net af, waar lê die wortel van hierdie ding? Is dit dalk nog een van my ou paaie van dink? Wel, dan moet ek begin besef, ek moet begin om God te vertrou om my te leer, hoe lyk sy nuwe pad, sy nuwe manier van doen ten opsigte van dit wat ek beleef. Baie sterkte vir jou kap vandag aan jou nuwe pad saam met God. Mag hy vir jou lei in sy waarheid, vir jou seën met insig om sy wil te ken en dit te doen tot sy eer.